my kant af ook, as ek jou nog nie ontmoet het nie, of jy het nog nie met my iewers gesels nie, my naam is Elrie en ek is deel van die voltydse bedieningsspan hier by Doxydeo en dit is vir my so groot voorreg om saam met julle te wees vanaand. Ons het laasweek afgeskop met 'n splinternuwe reeks wat ons noem Gemerk en dit gaan oor die Heilige Gees. Vir ons bietjie meer praat oor wie is die Heilige Gees, wat doen die Heilige Gees vir ons, in ons en deur ons. En hierdie reeks loop op al die pad tot by Pinkstertyd in Junie. So ons sien baie uit daarna, maar vanaand, omdat dit Moedersdag is, het ons so vinnige side insetsel. So ons gaan nie spesifiek deel van oor die Heilige Gees praat vanaand. Ons gaan praat altyd oor die Heilige Gees, maar ons gaan nie oor die Heilige Gees preek spesifiek nie. As 'n mamma wil ek dit ook sê, al die dames wat ons nou waardeer het, ek hoop julle voel spesiaal, dames. Nee, ek dink dis my so awesome dat ons as 'n kerkfamilie enkele jaar moeite doen om ons vrouens en ons dames en ons ma's in die vlees en in die gees te vier. En as 'n mamma, ons het 2 van ons eie, weet ek dat om 'n gesin klaar te kry en gereed te kry en betyds te kry vir kerk op 'n Sondag kan nogals 'n mission wees. En dit is altyd hierdie, kan ek dit sê, vandag was definitief 'n beter dag, maar ek weet vir my, Sondag is redelik 'n besige dag, nee. Ons is voltyds in bediening, jy het baie verantwoordelikhede op 'n Sondag, en gewoonlik Sondagoggende, veral op 'n groot Sondag soos Moedersdag, daar gebeur baie goed op Moedersdag op 'n Sondagoggend, en om my gesinnetjie klaar en reg en gereed en by die deur uit te kry en almal se skoene aan en almal se tande geborsel en almal se hare plat en alles. Ek is nie altyd die beste weergawe van myself op so 'n oggend nie. Ek weet nie of daar van die ander mammas is wat. So dis altyd vir my so 'n bietjie vreemd of 'n bietjie snaaks, want dit is so kom julle maak klaar, kom vandag, moenie nie stop daai los jou boetie. Nee, en dan sê ek, okay julle kom gaan vier vir mamma by die kerk. Kom ons gaan almal wees nou lief vir mamma en gaan maak 'n mooi prentjie en alles, waar ek weet ek was nie eintlik my beste self nie. So ek weet Moedersdag en mammas moet ons gereeld vier en dit voel partykeer vir ons as vrouens en as ma's. Ons kan baie vinnig hard wees op onsself, omdat ons weet ons is net nie altyd alles wat ons eintlik wil wees vir die mense in ons lewens nie. En ek het dit baie gedoen. Ek dink vroeër in my mamma wees jare, waar ek 'n direkte lyn getrek het tussen my kind se fout of se krisis of se swakpunt of se karakter eienskap wat nie nou goed is nie. Ek het 'n direkte lyn getrek na iets wat ek nie reg kry nie. So as iets wat ek nie reg kry nie of iets wat ek sleg is in en daarom is daar nou hierdie flaw in my kind. En dis 'n baie swaar las om te dra. Ek het myself nogals baie opgebied oor daai soos ek sak in hierdie en daarom is daar nou hierdie issue wat ek in my kind veroorsaak en ek sien net al die terapie wat ons eendag gaan voor moet betaal. En iemand het eendag vir my by 'n baba tee die mooiste, beste raad gegee wat my perspektief op daai net soos heeltemal onderste bo gedraai het. En sy het gesê dat God is nie onkant gevang gewees met my swakpunte en gebreke en blinde kolle en foute nie, toe hy my mamma gemaak het vir die 2 kinders nie. Hy het presies geweet waarmee ek sukkel, wat ek miskyk, waar my triggers is, en hy het met dit in gedagte nog steeds vir my die mamma gemaak van hierdie 2 spesifieke kinders. En daarom kan ek eintlik 'n direkte lyn trek na waar die goed waarmee my kinders sukkel en die tipe battles wat hulle het en gaan hê in die lewe, kan 'n direkte lyn daartoe trek na wat ek kan doen en tot my beskikking het in my menswees en my persoonlikheid en my karakter, my ervaring, dalk spesifieke ervarings om hulle te help en te vorm. En dat ek nie noodwendig die oorsaak is nie, maar dat ek definitief deel is van die werk wat die Here in hulle lewe wil doen op 'n goeie manier. En daai het my heeltemal laat anders dink. En ek dink dis die doel van die Heilige Gees in ons lewe, om ons perspektief op dinge die heeltyd te kom uitdaag en te kom verander en te kom onderste bo draai. En alhoewel ons nie spesifiek
oor die Heilige Gees gaan praat vanaand nie, weet ons dat dit is iets wat Jesus ook kom doen het. En sy werk op aarde. Toe uit daai paar jaar van sy bediening op aarde, het hy dinge omgedraai. Hy het dinge op hulle kop gedraai en hy die heeltyd ons perspektief en die mense na wie hy bedien het daai tyd, se perspektief op die lewe kom uitdaag en kom verander. En wanneer ons in Matteus lees, na Jesus se bergrede, dit is sy famous preek op die berg, waar hy vir die eerste keer eintlik na 'n groot groep mense, hy het 'n hele dag gepreek, dit was 'n baie lang ene, maar dit het hulle lewens verander. Want hy het alles wat hulle geweet het en gedink het oor God en wat hulle verwagting was van God en hoe dit lyk om agter God aan te loop as 'n volgeling van God onderste bo kom draai. En daarom praat hulle ook in die bergrede van God se onderste bo koninkryk. En ek het al hieraan gedink van dit voel vreemd as ons dink aan God se koninkryk en alles wat Jesus ons leer, dit voel onderste bo, maar net omdat ons uit die wêreld se perspektief uit daarna kyk, voel dit onderste bo. As ons begin kyk na God se koninkryk en dit wat hy vir ons leer as citizens van sy koninkryk wanneer ons in Jesus is, dan begin die wêreld eintlik onderste bo lyk. Want ons sien dinge soos wat God wil hê ons moet dit sien, soos wat Jesus ons kom leer het om dit te sien. En ek wil hierdie gedeelte in Matteus 5 vir ons lees. Dit is so mooi, die opskrif hier is ware geluk. In die Engelse vertaling is dit how to live blessed. Ek weet nie van jou nie, maar ek dink dis meeste van ons behoefte om 'n lewe van ware geluk of 'n lewe van geseënd wees te kan leef. En Jesus het hier alles wat mense gedink het oor wat dit beteken om gelukkig te wees of om geseënd te wees, onderste bo kom draai. En ek het gevoel ons het nodig om met dieselfde perspektief verandering vanaand in te gaan as ons deur hierdie stuk werk. Maar daar staan Matteus 5 vers 3, gelukkig, in Engels sê daar geseënd of blessed are, maar die vertaling sê spesifiek gelukkig, is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van hulle geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle wanneer mense om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. En ek kan net imagine, Jesus wat nou vir hierdie mense preek, wat daar sit, die Romeine is besig om te heers oor hulle, hulle beleef groot onderdrukking, hulle is onderhewig aan klomp belasting wat hulle regtig nie kan bekostig nie. Dit gaan nie goed met hierdie mense nie. Dit gaan swaar met hierdie mense, en bo op hierdie swaar kom sê Jesus nou vir hulle, julle moet eintlik bly wees dat dit nou so swaar gaan met jou, want dit is eintlik in God se koninkryk waar geluk en geseënd wees vandaan kom. En ek wonder partykeer veral wanneer jy in daai plek is waar dit met jou sleg gaan en wanneer jy onderdruk word of wanneer mense sleg praat van jou of jou vals beskuldig of jy finansiëel sukkel of jy in jou verhouding sukkel en nou kom sê Jesus jubel en juig want jou beloning eendag in die hemel is groot. Ons wil nie so lank wag nie. Ons soek 'n lewe van ware geluk nou. En dinge is moeilik en sakkie partykeer. En ek dink dit is in ons menswees iets wat ons in gemeen het. En dit is seer. My seer en jou seer lyk dalk anders. Iets anders het dit dalk veroorsaak, maar die feit dat dit seer is, het ons in gemeen.
En die amazing ding eintlik is dat Jesus was vir ons 'n voorbeeld van iemand wat binne die seer geleef het. Wat binne die donkerheid nie van ver af weggestaan en gesê wees bly nie. Hy het binne in ons omstandighede, ons menslike kondisie ingetree, deel geraak daarvan, homself onderhewig gesit aan al die swaar kry en die seer en die slegheid, nie vir homself ekstra soos privileges, omdat hy God was, so half bymekaar gemaak en gehou nie. Hy het homself onderwerp aan dieselfde swaar kry en stikkend en wreed en sukkel wat die res van die mense het. En in dit was hy vir ons 'n voorbeeld, want ek weet Jesus het nie sonde gehad nie. Hy het niks foute gehad, hy het niks verkeerd gedoen nie, maar dit beteken die mense die teenoor hom gesondig nie. Ek weet nie wie van julle geniet The Chosen nie. Nee, ja. Ek love it want dit maak, alhoewel hulle eie die storie lekker inkleer, dit maak dit reël. Jy kry 'n idee van hoe dit moes wees om iemand te wees in daai tyd, en jy kry 'n gevoel van Jesus as 'n persoon, wat ek baie geniet, en as ons dit kyk, dan voel ek partykeer soos, joh, Jesus is baie onregverdig hanteer en behandel, en onregverdig beskuldig, en sleg hanteer, en hy het vriende verloor, en mens sien sy hartseer, en mens sien hoe hy swaar kry, dit maak dit so reël, want dit is waardeur hy gegaan het, en ek dink altyd aan Markus 14, waar Jesus net voordat hy gaan gekruisig is, hy vriende bymekaar geroep het, en hulle eintlik op voorberei het. Hy het nou vir 'n ruk, was hy 'n voorbeeld, en almal het agter hom aangestap en hom geleer vertrou. Hulle het agtergekom, hierdie ou sê goed, wat heeltemal onderste bo en agterste voor is, en hulle het geworstel, die disippels het geworstel met dit, maar hulle het hom geleer vertrou, want hulle het gesien, daar's iets meer agter wat Jesus hulle leer prakties. En hy het hulle almal bymekaar geroep, en hulle eintlik voorberei, dat hy nou gaan weggaan. En ek imagine ook daai oomblik waar die disippels is, ons het vir ons redder gewag, vir hoeveel honderde jare, hier is hierdie ou, en nou gaan hy nie Rome aanvat nie, hy gaan ons harte kom verander, en ons perspektief kom verander, hy bring redding nou op 'n ander plek, maar nou gaan hy ook ons verlaat. En dit was 'n klipharde oomblik, dink ek, vir hulle, maar Jesus was nie, selfs met die wete van die groter prentjie, hy het heeltemal verstaan wat hy hier was om te doen. Hy het geweet, hy gaan die kruis sterf, hy het geweet, hy gaan oorwin. Maar met daai wete, het hy nog steeds swaar gekry in daai oomblik. En ons sien dit wanneer hy sy vriende nooi, en hy vat 3 van hulle saam in die tuin in, om saam met hom te gaan bid, voordat hy weet, hy gevange geneem gaan word. En hierdie woorde wat Jesus hier sê, het my net weer laat dink, en ek dink aan my eie lewe, hoe baie ek eintlik iets soortgelyk al gebid het, en dalk relate jy ook. Hy sê vir sy vriende, hy sê vir hulle, Markus 14 vers 34, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Wie van julle het al gevoel, ek weet ek het, dit is so seer, dat dit eintlik op 'n emosionele vlak, dat jy eintlik nie dink jy gaan dit maak nie. Dat jy voel nie eintlik jy kan nog 'n dag aangaan nie, die pakkie is te swaar. Dit is te seer, dit is te moeilik, dit is te veel. En dis ook wat Jesus hier beleef het. My siel is diep bedroef tot die dood toe. En hy sê vir hulle, bly hier en waak. En hy het 'n entjie verder gegaan, op die grond neergeval, so 'n desperate persoon, en gebid, dat as dit moontlik is, die uur by hom moet verbygaan. Met die volle wete van wat hy moet kom doen, het hy die Here gesmeek en gesê, hierdie is seer, my siel is diep bedroef tot die dood toe, en ek bid dat die uur by my sal verbygaan. Hy het gesmeek, Abba, Vader, alle dinge is vir u moontlik, ek weet u kan alles doen, Here. Neem hierdie beker van my weg,
nie dat hierdie met my gebeur nie. Dit voel te veel. En dan die groot, amper onderste bo oomblik weer, wat Jesus vir ons 'n voorbeeld stel eintlik van hoe ons moet omgang in daai krisis, seer oomblikke. Nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. En ek dink dit is 'n maklike gebed nie. Ek weet nie van jou nie. Maar ek weet in my eie lewe, in die kere wat ek al gevoel het, my siel is diep bedroef tot die dood. Here, ek kan nie meer nie. Laat hierdie by my verbygaan, maak dit stop. U kan alles doen. Hoekom kies U nie om hierdie te stop nie? En om dan op 'n plek te kom van, Here, nie U wil nie. Ag, nie my wil nie. U wil. Ons as 'n gesin was, dit is nou 'n hele storie vir 'n ander tyd, maar eintlik in 'n 7 jaar krisisseisoen, as ek dit ligtelik kan stel. Alles van geboorte, swangerskap issues en huweliks issues en werks issues en vernedering en onregverdige behandeling en ek dink die spektrum. Dit was vir my op so 'n plek dat dit is nou al 'n hele ruk terug, maar dit was vir my op so 'n plek dat ek later nie meer as mense vir my vra, hoe gaan dit, Elrie? Dat ek net soos is nee, lekker hoor. En dis nou by mense. Dat ek later gevoel het, ek kan nie meer selfs vir my naby mense wat mag weet wat regtig aangaan. Ek kan dit nie oor my hart kry om vir hulle te sê, "Jesus, sorry, hierdie ding of daai ding, jy bid saam met ons, of ek kry swaar, of ons dra nog swaar, of hierdie storie het nog verstaan sterkies bygekry, of die seisoen is nog nie klaar nie." Maar dit vir my begin voel, ek soos veroorsaak sekondêre trauma vir my vriende. Dit is mense, ek het agtergekom, mense se kapasiteit om saam met my te dra aan hierdie pakkie het minder geraak. Dis asof later wil hulle nie eintlik vir jou, hulle is eintlik bang om vir jou te vra hoe gaan dit, want hulle is bang jy sê nee, dit is nog dieselfde, niks het nog verander nie. En ek het gesien hoe mense om my eintlik begin moed verloor het oor my en ons situasie op daai stadium. En eintlik begin onttrek het om hulle self so 'n bietjie te beskerm van, hoe kan die seisoen so lank aanhou? En ek het dieselfde vraag gevra. Here, hoekom stop U nie hierdie nie? Hoekom stop U nie hierdie nie? En iewers aan die einde van die seisoen het dinge so 'n bietjie beter begin gaan en toe weer baie sleg. En spesifiek in die area van, ek dink, my man Steve se werk. Ons het op daai stadium was ons heeltemal afhanklik van sy inkomste. Ek het maar vir die kerk gewerk en 'n klein bydrae gemaak tot ons huishouding. Maar sy besigheid wat hy vir oor 8 jaar opgebou het net vir een of ander rede daardie jaar daar net niks uitgekom. En daar was net geen visies nie. Die vis was net weg. En ons kon dit nie beskryf nie, dit was niks wat ons veroorsaak het nie, ons was nie dom oor goed nie, ons het alles wat die Here vir ons gegee het, regtig goed gesteward en daar was alles het net opgedroog. En ek dink saam met 'n paar ander goeders dit was so 'n krisistyd vir ons. En ek onthou my gebed in daai tyd was, Here, ek weet U wil vir ons 'n gesonde gesinslewe, dit is U wil en dit is ons wil om by mekaar te kan wees. En ons wil nie baie hê nie, ons wil nie lavish lewe nie, ons het 'n baie eenvoudige bestaan gehad, maar die aard van al maniere hoe Steve kon aanhou vir ons sorg, was om eintlik in die buiteland te gaan, hy moes oor see werk, al hoe meer en meer. Tot so 'n punt dat hy vir 3 weke van 'n maand net nie by die huis was nie. En dan het ons dit nog steeds nie gemaak nie, aan die einde van die maand nie. En dit was so 'n verskriklike tyd, en ek onthou hoe ek met die Here geworstel het, en dit was nou so al bo op eintlik 'n lang seisoen van swaar kry. Ek weet nie, daai gevoel wat mense het van jy eintlik moeg is vir moeg wees. Jy's moeg vir hartseer wees, jy's moeg vir die seer en vir die sukkel. En ek dink dis waar ons was. En ek onthou in my uitroep na die Here toe, was ek het net nie verstaan hoekom hierdie gebeur nie. En hoekom vir dit vir so lank aanhou nie. En ek onthou op 'n stadium het ek in my gebedstyd op 'n plek gekom waar ek vir die Here sê, en ek dink ons almal doen dit, ek hoop is nie net ek nie,
Maar wat ek so na die Here toe gaan en ek probeer eintlik vir hom voorskryf. Here, hierdie is hoe ek dink 'n goeie God nou sal reageer. So, geef ons hierdie, maak vir ons so en ek het my soos voorstelle gebring. Here, dit is hoe ek verstaan u vir ons sal sorg nou, of hoe ek wil hê u moet vir ons sorg. So ek het myself oopgemaak, Here, u moet sorg en u moet help en u moet voorsien, maar hier's my terms and conditions. En dit is asof daar een aand in my soos, Here, hierdie en daai en so en dit, uitroep na hom toe, asof die Heilige Gees het gekom het en my perspektief kom weer onderste bo draai het. En hierdie skrifvers spesifiek vir my kom bring het van, Here, nie my wil nie, u wil. En ek kon daai aand my wil en my voorkeure vir hoe die Here vir ons moet sorg, neerlê. Want ons het in Bloemfontein gebly en ek was daar in die Docs Down bediening en die kinders was gelukkig en ons familie was daar en al ons vriende was daar en dit was 'n lang seisoen en ek het net soos ons het wou nie weggaan nie. En ek het, jy moet dit hier in hierdie plek maak werk. En ek dink die dag toe ek daai ding kry sê, toe skielik het daar net soos al die deure oopgegaan. Skielik toe ek my terms and conditions vir hoe dit moet lyk as God goed is, neerlê, het hy die deure oopgemaak. En dit was ek dink in 'n kwessie van 3 maande, toe ons uit Bloemfontein uit, nuwe werk, nuwe kampus, in Harties, kinders in die skool, en ons het die seisoen het net geëindig. En ons is nou hier, en dit is cool, en ons love it. En die Here het voorsien, en ek dink dit was, in my konteks en in ons storie, was dit vir my nodig, om my te sê, Here, nie my wil nie. Ek gaan nie voorskrifte gee, of voorstelle maak vir hoe u moet goed wees vir my nie. Ek vertrou u, om binne u goedheid en binne u godheid God te wees vir my, op 'n manier wat u goed dink. Want net u weet hoe om 'n goeie God te wees en hoe om vir my goed te wees. En ek dink toe ek nou, as ons dan teruggaan en uit daai perspektief uit van God weet regtig hoe om goed te wees. God weet beter as ek en jy hoe om God te wees. En Jesus verstaan regtig swaar kry, want hy was hier. En as mens met dit in gedagte teruggaan na ons bergrede toe, waar die Here praat oor, hoe lyk dit om regtig gelukkig te wees? Hoe lyk dit om regtig geseënd te wees? En ons kan met daai lensie op en uit daai plek uit daarna kyk. En ek het altyd gedink, dit is, as mens daar is, geseënd is die sagmoediges, en geseënd is die wat treur, en geseënd is die vredemakers. Ek het altyd gedink, dit is kategorieë van mense. So hier is die kategorie van vredemakers, en daar is die sagmoediges, want hulle sit agter, hulle laat ons mooi voorsit. En dit is verskillende kategorie van mense. En ek dink in hierdie tyd het iemand uit 'n studie gedoen oor dit, wat vir my so sin gemaak het, veral in my eie pad met die Here. Maar dat hierdie noodwendig kategorie van mense is nie, maar dat dit eintlik die verloop is, amper 'n proses, 'n stappies is, waardeur jy werk, wanneer jy in 'n tyd van krisis en swaar kry is. En jy dit saam met Jesus doen. Wanneer jy saam met Jesus, Here, hierdie is my hart, hierdie is my seer kry, ek is, maar nie my wil nie, u wil. Is hierdie eintlik die proses. En die eerste een sê, gelukkig is die armes van gees. Daai van, ek is so moeg om moeg te wees, ek kry so swaar, dat ek eintlik net bietjie in die hospitaal wil wees, dat ander mense na my kan kyk. Arm van gees, om arm te wees, beteken jy het niks om te gee nie. Jy het niks meer om te gee nie, jy het niks om te bied nie. As jy dink aan, as jy arm is finansiëel, dit gaan nie eintlik oor hoeveel geld jou bankrekening het, gaan oor jou kapasiteit eintlik om te kan gee. As jy kan 'n inkomste hê van R100,000 'n maand en daar leef, en nog steeds dan niks hê om te gee nie, want dan gaan dinge nie uitwerk vir jou nie, elke maand nie. Of jy kan 'n inkomste hê van R200 'n maand, en op een of ander manier nog steeds vrygewig wees, dan is jy nie arm nie.
Maar om arm te wees van gees, beteken uiteindelik het in jou mens wees, jy het net niks meer om te bied nie. Jy het nodig. Jy's op die laagste laag wat jy kan wees. En Jesus sê, die Here, gelukkig is die armes van gees. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En wanneer ons op daai plek kom waar ek regtig gebroken is, kan ek regtig die Here toelaat om met my te kom werk. Voordat probeer ons cope op ons eie. As iemand by my sit in my kantoor, dan sê Elrie, ek het breekpunt bereik. Dan sê ek soos, prys die Here, nou kan ons werk. Want God skree nie op ons nie. En ons, vir al die ma's weet, die kind in die huis wat die hardste skree kry, die vinnigste aandag, né? En God skree nie op ons, soos ons harte so 'n bietjie begin dwaal en begin dinge bietjie afgewater raak. Ons pyn skree op ons. Ons pyn demand ons aandag. En die Here gebruik dit, hy veroorsaak dit nie altyd nie. Nee, ons glo nie dit nie. Maar hy gebruik dit om ons aandag weer te kry en met ons te kom werk. Gelukkig is die arme van gees. En dan kan ons treur. Ek dink 3/4 van ons lewe sal amper makliker wees as ons tyd vat om te rou en te treur oor die verliese om ons en in ons. Ons vat nie genoeg tyd soms om te treur nie. Geloof. En dan kan ons dit, en as ons dit saam met Jesus doen, dan is hy in dit en hy werk met dit. Nou as ek heeltemal op die grond is, arm van gees, nou kan ek ordentlik treur. En dan gelukkig is die sagmoediges. Nou die Engelse woord daar is meek. Dit beteken maar om humble te wees. Sagmoedig, om humble te wees. En dis eintlik waar die Here ons almal wil hê. Humble, nederig, sagmoedig. Dis 'n plek, 'n postuur van ons hart waar ons eintlik sê, ek is nie die God van my lewe nie. U is die God van my lewe. Ons is nie gebou om die God van ons eie lewens te wees nie, al werk ons onsself in 'n mik in partykeer om dit reg te kry. Nederig. Ons is gebou nie om die God van ons eie lewens te wees nie, maar om gebuig met ons gesigte op die grond voor die Here te wees. En ons eintlik 2 maniere hoe ons op daai plek kom. Jy kies dit. Die eerste manier, jy kies om te buig voor die Here, te sê, nie my wil nie, u wil, u weet, u is God van my lewe, ek is nie, ek volg. Dis die een manier. Die ander manier is, ons trip en val tot daar. Dit het ook al gebeur, nee. Waar ons struikel en val, en dan kan ons uit 'n nederige plek, 'n nederige postuur inneem voor die Here, waar hy met ons kan werk. En dan uit daai plek van nederigheid, waar ek weet, u is God, ek is die God van my eie lewe nie, ek het u nodig om goed te wees, om God te wees vir my. Is die volgende, dan is gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid. Eers dan begin ons harte die geregtigheid soek. Die goeie goed wat die Here se hart breek, begin ons harte ook breek. Die geregtigheid waarvoor Jesus staan en waarvoor hy gekom het, ons word honger en dors vir dit. Ons soek dit met ons hele wese, omdat ons weet wat God se plan is in ons en deur ons lewens. Honger en dors na geregtigheid, ons aptyt amper verander. Dit waarvoor ons honger en dors verander, wanneer jy hierdie tipe pad met die Here stap. Jy het vroeër het jy aptyt dalk gemak gesoek, of spesifieke tipe sukses gesoek, en nou is jou honger en dors na die geregtigheid van die Here. En dan kan ons na 'n plek toe gaan waar ons waarlik barmhartig raak. Die Engelse woord daar is mercy. Dink nie ons het genoeg mense van mercy in die wêreld nie. Waar ek na ander se pyn skielik kyk en voel, ek kan omgee hieroor. Dit raak my nou diep. Want ek weet hoe baie ek daai barmhartigheid nodig het, daai mercy nodig het. En ek kan dit soveel makliker gee, omdat ek verstaan. Ek onthou toe, voordat ons kinders gehad het, so ek en Steve in die winkels loop, en dan is daar jong mammas met die kleintjies, en hulle lyk heeltemal oorweldig, en die kaaskrulle sit om die kinders se gesigte, en die rooi koeldrank in die hare, en die skoene is nie aan nie, joh, en ons het hulle geoordeel.
Ons was daai mense. Soos ons kinders gaan nooit so winkel toe gaan nie. Ons gaan nooit so dit gaan nooit so lyk vir ons nie. Nou, my kind gaan nie so skree nie. My kind gaan nie dit nie. O, eenheid het ons vinnig aarde toe gekom toe ons eie kinders gebore is. En selfs met Zoe, nee, met die eerste enetjie, sy was soos hierdie soos perfekte babietjie wat geëet het wanneer sy moes eet en geslaap het wanneer sy moes slaap en alles was so. En ons het net na hierdie ander mense gekyk wat nêrens heen gaan nie, niks doen nie want die baba, en ons het hulle ook geoordeel en dis ons soos nee man, ons sal vir julle mooi leer, hoor. Ons is regtig goeie ouers. Ons baba doen alles. En toe kom Oliver. En toe doen hy niks van daai goed nie. En toe besef ons, dis nie die ouers gewees, dit was die kind gewees wat so awesome was. Dit het absoluut niks met ons te doen nie. Dit was 'n harde slag aarde toe. En nou as ek in die winkels loop en die kaaskrulle sit en die kindertjies in die hare dan en ek wil net na my mamma toe stap en haar 'n drukkie gee en sê wat het jy nodig, girl? Soos jy chocolate om 'n kind vashou vir 'n rukkie. Soos I'm your person in hierdie oomblik, soos wat kan ek vir jou doen? Ek onthou in daai seisoen van my lewe het ons ook die baba bediening begin met die kerk daai tyd, want ek het soos ouers met babas het soos baie meer support nodig as wat die kerk besef ons moet meer doen. Toe ek self daai seisoen slat, dus ek het soos alle oordeel is weg. Ek kon skielik mercy hê en verstaan en barmhartig wees, omdat ek self daardeur is. En dan kan ons gaan, as ons nou deur daai proses is van ek was op die laagste punt moontlik en ek kon treur en ek kon humble word en ek kon mercy ontvang en gee en ek het honger en dors na wat gereg is, dan kom ek na 'n plek toe wat jou hart gesuiwer word. Nee, gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. En die goed wat vroeër saak gemaak het en wat vroeër vir jou belangrik was, is skielik, as jy deur 'n paar staf al is daai goed nie meer belangrik nie. Mense prioriteite verander wanneer jy 'n diep swaar pad al gestap het saam met die Here. Dit suiwer ons van in ons intensies en ons aptyd. En dit wat ons gedink het 'n big deal is, dit lyk anders as jy daai pad met die Here gestap het. Gelukkig is die wat suiwer van hart is. En dan gelukkig is die vredemakers. As jou hart nou suiwer geword het, dan kan jy iets van die Here se vrede na jou omstandighede toe bring, na jou werksplek toe bring, na jou vriendekring toe bring. Daar's iets wat jy nie veroorsaak het nie, wat jy nie net van self is nie, wat die Here in jou gevorm het, sy vrede binne die swaar kry, wat jy nou het om te bied vir ander. Die vredemakers, en dit is my mooi dat hy sê die peacemakers, die vredemakers, want ek hou daarvan om myself te dink as 'n persoon van vrede. Ek hou nie van konflik nie, ek hou nie van as mense beklei nie, ek hou nie van as mense kwaad is vir mekaar nie. So my strategie my hele lewe lank was om 'n vredemaker te wees. So ek wil deur eintlik of net almal te gee wat hulle wil hê, so jy's bietjie people pleasing behavior, want dan is daar nie konflik nie. Of om so vinnig as moontlik almal se probleme vir hulle op te los, want dan is daar ook nie konflik nie. En ek dink in my eie pad van swaar kry met die Here, met hierdie proses, het ek besef, dit is nie my gedrag wat vrede maak nie. Dis nie my approach wat vrede maak nie. Baie keer is die vrede wat ek regtig na smag is aan die ander kant van die konfrontasie. Dis aan die ander kant van die konflik wat ek eintlik moet hê. Dis die ander kant aan die grens wat ek eintlik moet stel. Om 'n vredemaker te wees, is om die vrede van die Here in jou gesit het na jou omgewing toe te bring. En nie dat die omstandighede jou laat beïnvloed nie, maar om God se vrede na dit toe te bring, dan maak jy vrede. Weerens, as 'n mamma het ek altyd gedroom oor die dag, wanneer as ek nou hard werk en al die kindertjies mooi coach en alles leer, dan gaan daar iewers 'n dag wees wat ons gaan opstaan en hulle gaan net soos aangetrek wees en dadelik hulle tande borsel en self hulle kosplekke pak en daar gaan net 'n oggend wees van vrede. En daai oggend het net nog nie aangebreek nie.
van my beste efforts. My kindertjies is nog klein nou. Maar ek dink ek het ook nie meer daai verwagting nie, want ek besef vrede gaan nie oor hoe almal optree in daai oomblik nie. Dit gaan oor my postuur binne die chaos van elke oggend om almal klaar te kry. Wat is die vrede in my hart wat ek bring, wat ek maak, wat ek veroorsaak in die manier hoe ek met almal werk? En daai word gevorm deur swaar te kry saam met die Here. En die hele tyd te wees, Here, U wil, nie my wil nie. Dis nie my wil nie, dis U wil. En hoe ek nou met my kind praat in hierdie oomblik is belangriker as die baie geestelike gesprek wat ek nou het met hierdie tannie by die kerk. As hulle hier mama en ek net so stop het, is hoe ek daai oomblik hanteer is meer in God se wil as hoe ek nou hierdie baie belangrike geestelike gesprek hanteer. En dis in daai klein oomblikkies van submission aan God se wil versus my wil wat die proses vorentoe vat. En dan kom ons nou hier aan die einde by waar hulle sê, en gelukkig is die wat vervolg word ter wille van hulle geregtigheid. En gelukkig is jy wanneer mense om my ontwil, Jesus se ontwil, jou beledig en vervolg en vals beskuldig oor alles wat sleg is. En dan eintlik wat dit hier sê is, as jy op daai plek kom waar jy met die volle vrede van die Here nou en volle submission tot sy wil na elke omstandighede toe gaan nou eintlik net weer goed begin verkeerd gaan. Al doen jy alles reg. Dit is die aard van die lewe, die stikkendheid van die lewe. Dan gaan iemand jou gevoelens seermaak, iemand gaan op jou tone trap, iemand gaan jou te nakom en dan op een of ander manier begin daai proses weer. En dit is ons heiligmaking proses. En dit kan ek word gevorm en daarom is ek geseënd en daarom is ek gelukkig want ek doen dit saam met Jesus en sy wil, nie my wil nie, want ek is deel van iets groter. In elke stukkie swaar kry kan ek weet ek is deel van iets groter. Daar's 'n prentjie wat ek nie nou sien nie. Dit wat die Here in my vorm is beter as die omstandighede wat hy om my verander en ek moet net aanhou die pad stap. Want daar is op geen punt in die geskiedenis van die mensdom of in my lewe of in jou lewe waar ons 'n passiewe God gedien het nie. God is altyd besig. Hy is altyd besig om iets te doen. Hy is altyd besig om dinge vorentoe te vat, dieper te vat, nuut te maak. God is in die nuutmaak besigheid. Dit lyk net meeste van die tyd anders as wat ons dalk verwag het. Ons het gedink ek doen A en ek doen B en dan kry ek C. En die lewe werk net nie so lineêr nie. Meeste van die tyd doen ek A en dan doen ek B en dan kry ek Z. En dan kan die Here met my werk. Omdat ek in sy onderste bo koninkryk die hele tyd sê sy wil en nie my wil nie. En ek wil eintlik begin afsluit en ons help om dalk 'n oomblik te vat waar ons met die Here kan praat hieroor. Maar wat spesifiek in jou lewe nou aan die gang is en waar in hierdie proses jy is en in watter area wil hy jou perspektief kom verander. En ek is 'n verskriklike logiese persoon, ek hou daarvan om te verstaan. En meeste van die tyd in my worsteling was die vraag, hoekom Here? Help my verstaan. Vir een of ander rede het ek gedink, as ek net die volle groter prentjie nou kan sien, van dit waarmee die Here besig is, sal dit die pyn kan beter maak. Dit sal verligting bring op 'n manier, as ek kan verstaan. Ek seker ek is nie alleen nie. Maar Jesus het presies verstaan waarmee hy besig is, toe hy in die tuin op sy gesig gelê en gehuil het voor die Here en gesê, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. Hy het presies verstaan. Hy was nie amper blindelings eers obedient nie, hy het die prentjie gehad, hy het die details gehad, hy het presies verstaan. En dit het eintlik vir my gesê, dat om te verstaan en om die inligting te hê oor waarmee die Here nou besig is, eintlik regtig nie die pyn beter maak nie. Wat die pyn beter maak is om met die Here daaroor te praat. Te sê, Here, ek weet U is God en ek weet U is goed en U kan alles doen.
En omdat U alles kan doen, en omdat ek weet die track record van U woord en die track record van U pad in my lewe en die getrouheid in my lewe is dat U goed is. Daarom kan ek vra, Here, laat hierdie ophou, laat hierdie by my verbygaan, kom verander dit vir my, Here. En ek kan naby aan hom wees in my seer oomblik. En partykeer bring die Here verligting, partykeer verander die Here goed, en ander kere kom verander hy iets in ons. Maar hy is altyd besig, en hy is nooit passief nie. En dalk kan ek jou uitnooi vanaand, om dalk net 'n oomblik te vat en te dink, Here, met die Here te praat oor waar is jy in die swaarkryproses saam met hom? Waarom is die Here besig tans? Is hy besig om nederigheid in jou te vorm? Is hy besig om jou honger en dors na geregtigheid te kom vorm in jou omstandighede? En is jy oop vir dit? Is jy ontvanklik daarvoor dat 'n goeie God met die groter prentjie in gedagte in jou kan kom werk en in jou kan kom verander, in jou kan kom transformeer? Daar's 'n ou liedjie wat die altyd by my opgekom het, en sommer net vanmiddag in my voorbereiding, en ek en Steve chat ook altyd deur, as ek soos moet preek, praat ek met hom en ek deel my gedagtes. En hy het dit ook opgebring. Die song is Turn Your Eyes Upon Jesus. Ken julle hom? Ou liedjie. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face. Kyk na die een wat weet, kyk na die een wat verstaan, kyk na die een wat regtig kan God wees, en wat die beste weet om God te wees vir jou in jou lewe. Look full in His wonderful face, and all the things of this world will grow strangely dim in the light of His mercy and grace. Wanneer ons die Here in sy volheid kan aanskou en regtig sy hart vir ons kan raak sien, wanneer dit, veral as dit swaar gaan met ons, en kan onthou hoe goed hy is en hoe getrou hy is, dat is asof al die goed wat ons eintlik partykeer so tantrums oor kan gooi, of ongelukkig oor kan wees, raak so half ver weg. En dis my gebed vanaand vir elkeen van ons wat dalk deur 'n groot ding gaan en deur 'n diep worsteling gaan, of regtig net opnuut 'n perspektiefverandering nodig het oor die alledaagse dinge van battles van die lewe. Dat jy nie jou oë van Jesus sal afhaal nie. Dis iets wat ons kan kies elke oggend as ons wakker word. Dis die Here, vandag wil ek U sien. Ek wil my dag rondloop en kyk waar ek U kan raak sien. Ons vra partykeer vir ons kinders, weet, wat was lekker vandag, wat was sleg vandag, en ek het nou begin byvoeg, waar het jy vandag vir God raak gesien? Wat het hy gedoen? Wat het gebeur vandag wat jou laat dink het aan God en dat hy goed is? Om te oefen om 'n lewe te hê waar ons die hele tyd kyk waarmee God besig is en bewus te wees van dit wat hy in en om ons doen. So ek wil jou nooi om vir 'n oomblik saam met my net jou oë toe te maak. Dalk net so 'n minuut te vat en met die Here te praat, kom na jou Vader toe. Oor daai ding, daai groot ding, daai diep ding, waarmee jy nou worstel. Of dalk 'n paar alledaagse dinge wat jou regtig onderkry op hierdie stadium. Vader, is ons hartsbegeerte vanaand om net te kom verklaar dat U God is en dat ons nie die God van ons eie lewens kan wees nie, wil wees nie, moet wees nie, Here. En ek bid vir elkeen van ons wat so maklik in 'n plek ingaan waar ons vir U wil voorskryf hoe om goed te wees vir ons, waar ons so baie voorstelle maak van hoe U na ons moet kyk, Here.
En ek weet, U is so geduldig met ons, Here, en U hoor dit, U hoor ons harte, en ons kan altyd ons harte na U toe bring, Vader. Maar ons wil vanaand as 'n familie saamkom sê, Here, U wil, U plan oor my lewe en nie myne nie, Vader. En die klein dingetjies van elke dag, en die groot dinge, Here, dit is alles vir U belangrik. Dankie, Jesus, dat U verstaan en dat U vir ons 'n voorbeeld was van hoe om goed swaar te kry. Regtig goed swaar te kry, Vader. En ek bid, Heilige Gees, dat U ons sal herinner in daai oomblikke wat ons regtig swaar kry, dat U by ons is en dat U in dit werk. En al voel dit so, Here, gaan dit ons nie breek nie, want U is in ons en U werk deur ons vir ons beswil en vir U koninkryk se groei, Vader. Dankie daarvoor, Jesus. Amen.